ons is by sessie 37 en dit is Sondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. En die vraag is, waarom word daar bygevoeg, sit aan die regterhand van God? En dan kom die antwoord, Christus het na die hemel toe opgevaar, sodat hy daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Dan vraag en antwoord 51, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? En dan kom die antwoord, ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort, en ten tweede, dat hy ons met sy magte teen alle vyande beskerm en bewaar. Skalk, ek dink hierdie vraag dis 'n baie aktuele vraag, van hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom te oordeel oor die wat nog lewe en die wat gesterf het. En hoe Christene vandag daai konsep verstaan, want dit kan 'n verskriklike ding wees. Nou, as jy sê die Heilige Bergkatekismes troos, hoe is dit 'n troos? Ja, kyk, die Here Jesus het vir ons, die Here Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en hy is die hoof van die Christelike kerk, deur wie die Vader alles regeer. Die kerk, deur wie die Vader alles regeer. Dis 'n mondvol. So, kom ons begin so. Kom ons begin by die skepping. Wat sê die liewe Here daar vir Adam en Eva in Genesis 1? Onderwerp die aarde en heers daaroor. Hy bedoel nie, gaan maak die wêreld stukkend, dis julle reg om die wêreld uit te byt en te breek en diere sommer net dood te maak en al die goed nie. Dis nie wat hy bedoel nie. Hy bedoel daar dat gaan ontdek die wêreld, maak die wêreld 'n leefbare plek. Gaan ontdek elektrisiteit, span die ding in om vir julle die lewe makliker te maak. Gaan ontdek virusse, leer hoe om die goed te beheer. Gaan ontdek chemie, dat julle kan pille maak en dalk het die Here nie bedoel plastiek nie, want dit lyk my plastiek is 'n probleem. Ja. Maar gaan ontdek hierdie goed, onderwerp dit, span dit in om die wêreld 'n leefbare plek te maak. Die regering heers daaroor, het iets te doen met ons kreatiwiteit in hierdie wêreld, om God se wêreld 'n mooier, beter plek te maak as wat hy dit gemaak het. Kyk, as hy vir Adam en Eva die tuin gee, dan sê hy nie vir hulle, okay, hier is die tuin, maar julle hou julle hande van die ding af nie, en bly van die gras af nie, en pas net op vir die slange nie. Hy sê doodgewoon vir hulle, hier is die tuin, ek het die tuin gemaak, maak hom mooier. Gaan verplant, ontwikkel nuwe variëteite, gaan werk daarin, en dit is die heerskappy wat ons moet hê. Nou kom, maar die sondeval het gemaak dat ons hierdie heerskappy op heeltemal 'n verkeerde manier toepas. Ons gebruik heerskappy nou om ander aan ons te onderwerp, om vir ander te sê, jy sal maak soos ek sê. Nee, en dit is heeltemal die teenoorstelle van wat God bedoel het met die onderwerp en heers. Nou, toe kom die Here Jesus. En die Here Jesus kom om presies die mens te wees wat God bedoel het aan die begin, toe hy vir Adam en Eva geskep het. En hy word die een wat kom heers oor die hele aarde, maar meer as die aarde. Weet jy, ek dink partykeer dat ons besef nie dat Jesus die hoof oor die kosmos is, oor alles nie. Hierdie sterrestelsels, hierdie goed wat biljoene ligjare van ons versprei is, verwyder is. Hy is ook Here daar. Mense sê baie keer, sê nou hulle ontdek nou, daar is ook lewe op 'n ander planeet, of jy weet, daar is, en dan dink hulle aan groen mannetjies wat van Mars afkom, of iets van die aard. Maar wat dan? Sal ek vir hulle kan sê,
het ek al in die verlede vir mense gesê, as daar lewe is, het die Here Jesus Christus, wat op hierdie aarde kom sterf het, ook vir hulle gesterf. Nie net vir mense nie, maar ook vir groen mannetjies, as daar sulke goed is, dan het sy kruisdood ook vir hulle betekenis. Wat hier op aarde gebeur het, is van kosmiese betekenis. Dit wil sê dat die ganse hele skepping het 'n nuwe baas, en dis nie die duiwel nie. En hierdie koning wat aan die regterhand van die Vader sit, hy is die genadige koning. Hy is die koning wat homself opoffer vir jou. Hy is die koning wat homself gee. Hy is die koning, wauw, ek kan nie genoeg praat oor hoe wonderlik hierdie koning is nie. En dis hy wat regeer. En die wonder daarvan, Marius, is dat ook die geskiedenis is in sy hand. Nie net die kerk is in sy hand nie, hy is nie net hoof van die kerk nie, hy regeer oor die kerk deur sy woord en sy gees. Nee, die Heilige Gees is hier by ons in die kerk teenwoordig in die Bybel, en die liewe Here, die Here Jesus regeer sy kerk deur vir ons te sê, wees barmhartig teenoor mense. Dan lees ons, wees barmhartig, en dan sê die Gees in my, jy moet barmhartig wees, kyk wat 'n wonderlike woord is hierdie nie, en hoe wonderlik is dit nie om barmhartig te wees nie, en dan sê ek, ja Here, ek sal, en dan môre sukkel ek weer daar om dit reg te kry, dan moet ek weer lees, wees barmhartig, en dan sê die Gees weer vir my, probeer vandag harder, en so regeer hy sy kerk, nie? Nie met 'n yserhand nie, maar met 'n sagte fluistering in ons oor. Sê vir my skaaks interessant, ons praat, hy regeer die kerk. Maar ons het die perspektief, hy regeer oor alles. Maar as ons sê spesifiek, hy regeer oor die kerk. Ja. Dis 'n onderskeid wat gemaak, dis tog 'n onderskeid, né? Nee? Ja, want die kerk se rol in die wêreld is om die regering van die Here Jesus Christus uit te voer. Dit is wat die katekismus sê. Luister weer mooi na antwoord 50. Sê, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Die Christelike kerk, hy is die hoof van die Christelike kerk, deur wie die Vader alles regeer. So wat is die rol van die kerk? Ja, kom nou. En die Vader se regering kom deurdat die kerk getuienis lewer. Die kerk kom in hierdie wêreld om vir die wêreld te sê, die duiwel is nie die baas nie, die leuen is nie die waarheid nie. Kom ons lewe vir die Here soek ons heil, die Here wil ons heil hê, en dit is 'n suurdeegproses. Ons moenie die kerk se rol in die wêreld onderskat nie, want die Here Jesus is koning oor die kosmos. Ek nou dit gesê, jy weet, oor die ganse kosmos is hy die koning. Maar sy weg met die regering, dis die kerk, is die kerk. Ja, so skalk, as ons net 'n bietjie praat oor koninkryk van God, want weer eens, dis 'n tema waaroor Jesus baie gepraat het. Miskien help dit ons daarmee. En Jesus het dit bloot gekies, omdat daai tye, ons leef nie meer in koninkryke nie, ons spot in koninkryke. As ons aan 'n koninkryk dink ek aan Shrek. Hy het 'n koninkryk gehad. En Prins Charles het ook nog 'n koninkryk, maar dit is nie heeltemal 'n koninkryk nie. Maar tog, toe hy daaroor gedink het dit gegaan oor magte en kragte en heerskappy. So, en as hy heeltyd praat oor koninkryk van God, dan, en ons weet met die term van hier en ver, dan begin dit nou sin maak om iets te kan sê, God wat heers en regeer, sit aan die regterhand. Hy heers oor alles, maar dit kry gestalte, dit kry gestalte op besondere maniere in die kerk. Die koninkryk is naby, die koninkryk kom. Die koninkryk is naby. Kyk, die koninkryk sê nommer 1, 'n regeerder, né?
Demokrasie kies partykeer die weirdste presidente. Jy kan nie glo dat hulle sulke goed aanpak nie. So jou ideaal sal wees 'n regeerder wat absoluut regverdig is. Dit sê die Ou Testament oor die koning, Psalm 72 skrywe oor wat die koning moet doen. En 'n koning se geregtigheid kom na vore wanneer hy 'n arme mens help. 'n Koning se geregtigheid kom na vore wanneer hy die op wie ander getrap word ophef. So kom 'n koning, sê die Ou Testament. So moet 'n koning lyk, en soos koning Jesus. So as die mense die prostituie verwerp en niks met hulle wil te doen hê nie, dan gaan hou Jesus saam met hulle ete. Dan sit hy saam met hulle en hy toon sy liefde teenoor hulle, sy aanvaarding teenoor hulle. As die mense sê 'n tollenaar is 'n haatlike ding, jy moet hom eintlik, die beste wat jy met hom kan doen is om 'n dolk in sy rug te steek, dan sê Jesus, kom tollenaar, word een van my disippels. En so dit is so lyk God se koning, en so lyk God se koninkryk. Want wat is die koninkryk? Die koninkryk is die plek waar God se wil geskied. So as ons nou dink, jy het nou mooi gesê, want ek dink onmiddellik aan die Onse Vader, laat die wil geskied, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Is die groot appel, weer eens, ons kan aan die een kant dink, ons wag vir iets om te gebeur, en ons wag op 'n moontlik vir iets om te gebeur, maar aan die ander kant wag God ook vir ons om iets te doen, en dis nie dat ons iets doen wat het, maar Jesus het mense tog 'n opdrag gegee om te begin lewe gee aan dit. Die voorbeelde wat jy nou genoem het, is 'n ongelooflike manier waarop ons eintlik getroos dan word. Ons word getroos nie deur te wag en bang te maak nie, maar ons word getroos deur oor die grens te gaan en agter te kom, my liewe land, jy weet, ons kan iets hier doen, ons kan, en dit voel, dis die hele ding wat Jesus hulle aanmoedig, so regeer, heers, dat so 'n bietjie daai konsep uitvee van ons wag vir God om alles te kom verander, terwyl God by ons is om alles te verander. Ja, hy verander alles deur sy gees. Onthou nou, man, daar's 'n boek wat 'n ou geskryf het, hy's 'n sosioloog, The Triumph of Christianity, wat 'n wonderbare boek is, waarin hy kyk na die geskiedenis, en dan sê hy, die wêreld, die mees omvattende wêreldveranderende ding wat die wêreld ooit getref het, was die Christendom. Jy kan jou hele westerse wêreld, wat baie sleg kan wees, nee, maar wat tog van so 'n aard is, dat mense kom asiel soek en kom wil migreer, hulle sê, soos dit daar by ons gaan, is dit nie goed nie, ons wil by julle wees, want wow, kyk, hier gaan dinge beter. Die hele westerse wêreld het verander weens die kerk. En die kerk het 'n geweldige rol gespeel in hierdie verandering. Spite ook van die skuld, in 'n klomp goed van die middeleeue af en waar ook al. Maar dis die hele kwessie van, hy's besig, ons is nou in 'n tyd, weet van, waar ons praat van hervorming, reformatie. Ja. Ons is besig om gereformeer te, ons is voortdurend besig om verander te kan word. Ja, want onthou nou, en dit is heers. Dis heers. Ek wil gou vir die rede val en net sê, onthou nou die Here Jesus regeer nie met 'n ysere hand nie, nee. Hy sê nie, julle sal nou verander of nie. Hy fluister in ons oor en dan sê ons, okay, ons was verkeerd, kom ons verander. En daarom is die verandering 'n stadige proses in die kerk. Gaan die kerk se oë stadig oop vir die ellende van slawerny. Eeue. Maar op die ou einde word landswette gemaak om slawerny te verbied. Want in die kerk, die gelowiges het die voortou geneem, maar dit het nie gou gebeur nie.
En so kan jy, is daar baie goed in ons samelewing, waar die kerk voorgaan in barmhartigheid teenoor mense wat deur ander veroordeel word. En mense word kwaad vir die kerk, as hy sê, wel, maar kom ons wees barmhartig en ons aanvaar mense wat 'n ander seksualiteit het. Maar dit is die stadige groei van insig deur die Heilige Gees in die kerk, waardeur die wêreld 'n leefbaarder plek word vir mense wat deur ander veroordeel word. So, kom ons dink 'n bietjie na oor die volgende vraag. Wat beteken dit vir ons daagse lewe dat Christus nou heers? Lydend, strydend en bemiddelend. Wat beteken dit vir ons daaglikse lewe dat Christus nou heers? Lydend, strydend en bemiddelend. En dan hier is 'n prikkel vir jou gedagtes voordat jy na die volgende sessie luister. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Ek kan nie vir daai ene wag nie. So jy praat oor die wederkoms en die wegraping en al die ander goede kan ons ook oor gesels. Ja.